Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug, dit is tyd vir volgens grandbesprekings en Sharon Nikenel sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Shar. Môre julle. Môre dame. Ons begin sommer met die president volgend. In die nuutste episode van die Palapala sage. So, hierdie is eintlik maar net iets wat ons almal verwag het, maar ek dink die tegniese aspekte hiervan is nog vir my nogal redelik interessant. So, President Cyril Ramaphosa se regspan het dan nou wel 'n aansoek ingedien by hoofregter Mandisa Maya en dan ook by die regter-president van Gauteng, Thokozile Masipa, om basies dokumente te beteken. Nou, dit is baie groot regswoorde vir basies dit dagvordings uit te reik aan twee van die regters wat deel was van die aanvanklike artikel 89 verslag. So hulle was van die span gewees wat die verslag saamgestel het. So volgens wet moet jy die hoofregter vra, kan jy dit nou, jy kan nie net gaan dokumente beteken aan hierdie regters nie. Beide van die regters wat hy dan nou die dokumente voor beteken het, is nie meer op die regsbank nie, maar dit was so half in good faith wat hy nog steeds gevra het vir vir hoofregter Maya en dan Ledwaba. So regter Maya het reeds haar toestemming gegee dat hy hierdie dagvordings kan uitreik. Ons wag nog vir Ledwaba, die regter-president van Gauteng, om te antwoord, maar die arme man het eers laasweek Vrydag in die pos begin, so ek dink hy is nog besig om e-posse te antwoord. So, wag. Hierdie nou gaan ons nie terug. Dit wat ons het is nou okay. Hy gaan later daar beklei, maar hy beklei nou eers oor die begin nou weer. As ek reg is, ek sê die president gaan nou die oorspronklike verslag die mense wat dit opgestel het bevraagteken. En as hy hulle bevraagteken, dan moet hulle moet nou eers weer deur 'n hofgeding gaan, deur 'n geregtelike proses gaan, voor die oorspronklike verslag dan gebruik word om oor te praat oor die parlement en oor die komitee. Ja, so dis belangrik om hier te onthou dat president Ramaphosa se regspan het wel nog voor die parlementêre stem wat hierdie verslag tot niet verklaar het, wat dan nou deur die Hooggeregshof tersyde gestel is. So ons is nou regtig terug weer by die heel beginpunt met die aanvanklike artikel 89 verslag. Voordat die parlementêre stem daai tyd gebeur het president Cyril Ramaphosa se span wel die konstitusionele hof genader om hierdie verslag te hersien. So hierdie is eintlik nou maar net so 'n bietjie van 'n hy gaan nou eintlik maar weer doen wat hy 'n paar jaar terug sou doen. So selfs eintlik wat nou in die situasie gebeur is die stem deur die parlement om die verslag ongeldig te verklaar. Dit uit die aard van die saak is nou heeltemal uit geskiedenis uitgevee en ons begin nou weer van voor af. So ons gaan nou kyk wat gebeur uit die aard van die saak. Het ons ook al 31 persoon komitee wat deur die parlement aangestel is, maar voordat hulle eintlik iets kan doen, lê die onus op president Cyril Ramaphosa en sy regspan om die aanvanklike verslag dan nou heeltemal te hersien. Want selfs daai tyd was dit volgens hulle dat daar nie noodwendig konstitusionele sake is wat skaar by wat die wetlikheid van hierdie verslag was nie. Okay, soos vir die gemiddelde persoon wat 'n spoedkaartjie kry om te sê maar ek gaan eers weer teruggaan en kyk of die masjien gekalibreer was en die speedkop daar mag gestaan het. Ja, ek is al my boete is al gesquash. Maar nou het hulle gesê ek moet die geld wel betaal. Nou gaan ek weer terug soontoe. So nou gaan ek terug soontoe. Okay, alright, dis vir ons nou. Is wel dis in sy volle reg om dit te doen. 100% en so ek dink soos ek sê net vir konteks, hy het dit ook in hierdie proses aan die gang gesit daai tyd al. So dis nie eintlik nuwe inligting nie. Dis net nou belangrik vir konteks sodat mense nie dink dat hy noodwendig op sy agterpote spring en sê nou wil hy iets doen nie. Hierdie proses is al aan die gang gewees. Aan die gang vir 'n rukkie, ja. Ons het praat oor kuberkrakers wat duisende Suid-Afrikaanse webwerwe geteiken het, gelyktydig. Hierdie was nogal 'n redelike groot probleem. Ek dink op hierdie stadium is ons almal redelik keelvol en wat my bekommer is bietjie gesensiteer deur as ons 'n boodskapie kry wat sê jy versoek om jou wagwoord te verander of so tipe iets. Ek dink baie van ons word daagliks deur kuberkrakers aangeval sonder dat ons dit eers besef. So 'n redelike groot aanval wat eintlik maar wêreldwyd, maar spesifiek was daar sekere mense wat dan nou verantwoordelik is vir omtrent 32 verskillende webwerwe en dienste. En hierdie is kleinhandeldienste, e-handeldienste se webwerwe.
hierdie is al van Vrydag af wat dit aan die gang is. So daar is mense wat ook losprysversoeke gekry het. So hulle wil dit altyd in een of ander kripto wat hulle dit nou vir jou sê. Ek dink meeste van ons sal regtig nie verstaan as iemand vir jou sê ek soek 2,5 Monero nie. Dan kan ek dit eet of op my brood smeer. Maar dit werk jy omtrent R16.500 uit as jy hom nou in die kripto geldeenheid gaan oorskakel. So wat ook nogal interessant is hieroor, so daar was 'n kuberkrakergroep met die naam Black Matter wat 'n paar jaar terug baie aktief was. En iemand het nou gesê maar hulle is nou agter hierdie aanval, maar ek weet die hoof van Tech Central het gesê die kans is baie skraal dat dit hulle is. So mense is nou eintlik besig om krediet te vat vir 'n aanval wat nie hulle is nie. Die aanval is wel nog steeds aan die gang. Teen gistermiddag was dit nog steeds so. So as jy dalk spesifiek Vrydag en Saterdag, want hierdie kan ook internetspoed beïnvloed. As jy dalk gesukkel het om iets te koop op 'n e-handel webwerf of een van daai boodskapies gekry het wat gesê het wil jy jou wagwoord verander en dit was nie jy nie. Wel, die internetspoed is die spoed van 'n oom met 'n kierie op hierdie stadium. Ek vra gereeld of iemand die donkie wat die wifi aan die gang hou 'n wortel gegee het vandag, want dit is ons min goed wat my so frustreer. So ek dink ons moet in elk geval maar paraat bly. Hier is nou maar net so 'n bietjie van 'n gemeenskapsaankondiging. Moenie almal vertrou nie. Ek weet ons almal is redelik paraat op foon diewe en rampokkers, maar nie noodwendig jou e-pos ook nie, met jou e-pos ook nie. As jou e-pos platform vir jou sê luister jou wagwoord was gekry in hoeveel duisende breaches, ag weet jy verander hom maar. Kies maar die ander hond wat jy gehad het toe jy klein was. Of skryf hom iewers neer. Nee, Jennifer. Vir jouself, in 'n geheime plek. Mense doen dit. Wel, hoe anders moet ek dit onthou? Jy het pas soos iets nodig vir alles. Ek gaan nooit. Jy het wagwoord nodig om jou app te kry wat jou wagwoorde in het. Ja, exactly. Nee, Nee, ek moet dit iewers Vir al die neerskryf. kuberkrakers wat die groot ontbyt kyk, dis 'n plesier. Kom ons praat oor 'n boorgat. Moet ons bekommerd wees of nie? Hierdie is ook nog vir my 'n interessante storie want nou word boorgate, algemene boorgate, gewoonlik in die metropole word dit in elk geval beheer. So jy moet hom registreer. Jy moet 'n telling hou van hoeveel water jy gebruik. Ja, so ek dink mense wat in stede bly, is nie vreeslik verbaas oor hierdie regulasies nie. En dan ook groot kommersiële boerderye uit die aard van die saak moes dit nog altyd doen. Maar in beginsel werk hierdie nou byna soos wat Eskom wou gemaak het met die sonpanele, wat jy jou sonkragstelsel nou moet registreer. En die volk is vreeslik ontsteld, want die rede hoekom so baie mense boorgate gesink het, is as gevolg van munisipale dienste wat nie vertrou. Presies dit. So wat nou AfriForum sê wel, dat hulle stem saam, dat hierdie tipe regulasies wel moet ingestel word. So in Desember is die regulasies vrygestel. Ons wag nou nog vir 'n kommentaar van die publiek af. Maar ek dink dit gaan oor nou 'n video gesien wat iemand sê, hoekom moet my boorgat gereguleer word? Dit is 'n watertafel, dit behoort nie aan die munisipaliteit nie en. Maar op die einde van die dag, die hoeveelheid mense wat boorgate sink, ergens iewers Gaan dit effek op die gaan dit 'n watertafel hê? effek hê op die watertafel. Of jy nou dink die munisipaliteit besit die water al dan nou nie. Ja. En dat jy nog steeds jou watergebruik moet monitor. Het sy jy nou 'n boorgat het of nie. So daar's redelik baie logistiek agter dit, maar ek dink as mense dit in die groter konteks sien, en ek stem nogal saam met wat AfriForum ook gesê het, is dis nie 'n buitengewone regulering van hulpbronne hierdie nie. Dit is regtig maar net om almal veilig te hou en net bietjie toekomsbeplanning te doen in terme van water as 'n Dit maak hulpbron. praktiese sin. Ja. Dit maak 100% Dis bietjie meer prakties admin sin. vir jou, maar dit maak praktiese sin vir almal. So registreer maar jou boorgat. Absoluut. Kom ons kyk 'n bietjie na, ons gepraat van reën. Ons kyk na die Karoo. 'n Piepklein dwergdonkie in die Karoo. Julle, my hart het vermurwe toe ek hierdie storie sien. So ons weet uit die aard van die saak van die verskriklike vloede wat die Karoo getref het, maar daarby op die vlak padstal, hulle is nou net so buite Willowmore. So toe die reën nou toesak, hulle sê dit het nou so basically gelyk soos Noag se ark, want toe het al die donkies, hulle het nog al 'n hele klomp donkies daar, veral sulke oulike miniatuurdonkies, en dan kan ek nie, soos wat jy kan mos nou sien, ek glimlag so groot, ek kan nie my woorde uitkry nie. Hulle sê want toe die reën uitsak, toe staan almal op die stoep en toe lyk dit nou kompleet soos die donkies in Noag se ark in die water. Maar
tot hulle verbasing die volgende oggend toe hulle daar aankom, toe staan nou 'n nuwe familielid. Daai julle. klein Noag het hulle hom toe nou gedoop. Hy is te oulik, want hulle sê hulle kon net nie dink aan 'n ander naam vir hom nie. En hulle is besig om reisigers van heinde en verre te trek. Kyk, Noag is 100% nou 'n celebrity, hoor. Kyk, ek wil net vir Noag 'n drukkie gee. Okay, nee, maar kyk net hoe fluffy is hy. Ag, julle, dis Die oom se verskriklik baard ook, oulik. so fluffy. Ek sal die oom ook 'n drukkie gee, maar Noag is vir my baie oulik. Breek nou. Getroude man dalk, jy weet nog nie. Ja, daar's 'n ring. Ja, so ek dink selfs in die geval van hartseer nuus van die vloede is daar altyd iets om voor dankbaar te wees, Ja. en ek is dankbaar vir klein Noag. Verseker. Sharonika, was so lekker om met Noag te eindig. Baie dankie vir die saamgesels vandag. Dankie julle. Dit is Sharonika Nel met jou nuus. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.